Liewe klein Heidi is weer by die huis. Eindelijk. Eindelijk. My kindjie, nou is alles weer reg. Ek is weer hier. Ek het huis toe gekom. Ja, dit weet ek al. Maar ek weet tog nie hoekom nie. Wat het dan gebeur? Het hulle jou weggejaag? Nee, natuurlik nie. Clara en meneer Zeseman en Clara se ouma was almal baie gaaf vir my. Nou, maar hoekom dan? Ek wou sommer net huis toe kom. Ek wou weer hier in die berge wees. Hier by oupa. Heimwee, Heidi. Ek kon baie keer glad nie asem kry nie en ek het die hele dag lank gehuil. Die hele dag lank gehuil? Maar juffrou Rottenmeier het my belet. Sy wou nie hê dat Clara haar moes ontstel nie en ek is baie jammer vir Clara. Sy sit heeldag in 'n rolstoel. Sy kan nie uitgaan nie. En toe het Clara se dokter gesê ek moet dadelik huis toe gaan. Clara se dokter. Is jy siek, Heidi? Is daar aan iets fout? Nee, glad nie. Ek is gesond, regtig. Ek het 'n brief van meneer Zeseman in my mandjie. Wag, ek gaan haal dit gou vir oupa. Ai, die kind. Dankie. Lees asseblief 'n brief meneer Zeseman het gevra. Dis vir oupa. O, baie dankie. Weet oupa wat? Ek is dors. Ek gaan gou eers water drink. Dis baie lekker, dis kakao. Ek gaan my sommer daarmee was op. Nog altyd so lekker koud. Die tenne. Hulle reis. Dennebome, o, ek het so baie na julle verlang. Baie keer het ek my verweel dat die koetse wat voor die huis verbyry dennebome is. Dit net 'n bietjie darm laf. Daar seker nie dennebome nie. Nie in die stad nie, maar buite in die woud is daar en reken geen boom voor die huis nie. Nou weet ek hoekom jy verlang het. Daar was nie bome nie. Heidi, is jy heeltemal seker jy sal nie weer wil terug aan Frankfurt toe nie? Haai, hoe kan oupa dan so iets vra? As ek dan so graag in Frankfurt wou gebly, dan sou ek mos daar gebly het. Of wil oupa my nie meer hier by oupa hê nie? Wat? Jy weet net nie hoe graag ek jou hier wil hê nie. Ek is bly. Wat met keer, oupa? Net iets in my oog. Gaan trek vir jou iets aan. Dit word koud. As oupa sê, nee, natuurlik nie. Maar ek hou niks van die rok wat ek aangetree het nie. Dis beter so. Die ander rok was veel te mooi. Ag so. Maar toe jy die eerste keer gekom het, jy ook net 'n onderrok aangetree. Ek het die ander rok sommer in Pieter se hut uitgetrek. Het oupa binne iets verander? Nee. Ja, dis nog alles net soos dit was. Die tafel, die vuur. Gaan oupa gou weer kaas maak? Natuurlijk. Dan kan ek oupa daarmee help, maar die keer sal ek dit reg doen. Kyk net wat het ek in my kas vir jou gebeer. My rok. Hier, trek dit aan. Lyk dan so klein. O, ek sit vas.
het te klein geword. Wat maak ons nou? Ek het groter geword in Frankfurt. Dit lyk vir my so, ja. Ooh, ek is 'n spook, ek is 'n gees. Dit sal nie deeg nie. Nou sal ek vir altyd in hierdie moet bly. Liewer nie. Kom ek jou uit die rok uittel voor jy my laat stuk van die lag. Daar sê, ek het sê. nie agtergekom dat ek so groot geword het nie. Dit lyk my asof ek tog klaar is 'n mooi rokkie sal moet dra. Waar is hulle dan? O ja, ek het hulle by die bakker in Durflie gelos. Sal oupa hulle gaan haal? Al te seker. Dankie, ek het dit geweet en ek het dit vir hom gesê ook. O, hy wou seker nie glo dat ek so kom nie. Ja! Hoera! Oeps! My bed. Ag nee. Dit is weg. Wat het oupa met my bed gemaak, hè, oupa? My bed staan nie meer daarbo nie. Ek weet. Ek het dit intussen weggeneem, Heidi. En hoekom? Want ek hoe moes ek al geweet het dat jy so gou weer sou terugkom? Jy's destyds so vrolik hier weg. Dan het oupa die hele tyd gedink dat ek nie weer sy huis toe kom nie. Is ek reg? Het oupa so gedink? Ja, ek het so gedink. Maar baie keer het ek weer nie so gedink nie. Ek kon my dit net nie voorstel nie. Ek wou dit nie glo nie. Ek was bang jy het ons vergeet. Maar oupa, Ek het gedink jy sal 'n stadsmeisie word. Maar jy is nog steeds my, Heidi. en ek sal dit ook altyd bly. Ek kan my jou ook nie anders voorstel nie. Want jy het hier in die berge groot geword. En jy hoort hier en nie in die stad nie. Ja! Nou gaan ons vir my nuwe hooibed maak. Versigtig, jy sal val. Sagte hooi. Ruik lekker. Heidi, Hoera! Dis my ou bed. so, Ek wens dit was altyd dat ek kon gaan slaap. Oh. Oupa, ja, Heidi, weet oupa, ek het daar ook 'n bed gehad, ek sou so dink. maar dit was nie lekker nie. Was hy hard of wat was verkeerd? Nee, nie dit nie. Ek kon nie lekker slaap nie. Jy huil dan. Omdat ek so vreeslik bly is. Ek huil omdat ek bly is. Ek weet ook nie wat is fout met my nie. Ek wil huil en ek wil lag. Alles gelyk. Oupa? Ek het oupa lief. Ek het jou ook lief, kind. Is dit dan nie beter nie? Ja, so waar. Heidi! Het kan nie waar wees nie. Hoekom het niemand my vertel nie? Heidi! Swinlie, Berlie, ek het weer huis toe gekom. Goeiedag, goeiedag. Ek kiel is so vreeslik. Oh,
so hard. Pieter. Hallo jong, ek is weer terug. Haai, maar as jy glad nie eens bly nie, Pieter. Maar jy lyk dan nog presies nes vroeër. Nou ja, hoe moet ek dan anders lyk? Maar nie heeltemal nie, ek het 'n bietjie gegroei. Sê tog iets toe laat ek dit kan glo. Nou goed, ek is Heidi en ek het eintlik weer huis toe gekom. Hoekom het niemand my gesê dat jy hier is nie en dat jy by die huis is nie? Hoera! Daar oorkant is Snoekie. Snoekie bly hier. Wat is dit dan? Ken jy my nie meer nie? Hoekom draai jy nie om nie, Heidi? Ja, het loop die hele tyd agter Snoekie se lammetjie aan. Nee. Maar jy het darem 'n mooi groot bok geword. Nou sal niemand jou seker meer wil verkoop nie. Dan moet jy Snoekie se dogtertjie wees. Goeiedag, my bokkie. Ek is Heidi. Die van Peter! Moenie te lank bly nie. Dis al amper donker. Ek moet nou loop. Kom jy môre saam met my veld toe? Natuurlik, wat het jy dan gedink? Begin tog nou loop. Toe weg is julle. Toe kom nou. Wat nou? Dis presies nes vroeër. Totsiens, Heidi. Totsiens, Pieter. Moet nou nie weer hardloop nie. En Swendy toe. Loop gaan haal haar. Jou ou luiaard. Jy weet goed genoeg sy weet waarheen sy moet gaan. Wie daarom nog hoe mense bokmelk of jy dit al verleer? Verleer om te melk. Wel, jy dit so lanklaas gedoen. Nou ja. Verleer. Goeiedag julle twee. Hoe gaan dit met julle? Swendy? Wat's fout met Swendy? Hoe bedoel jy nou? Sy lyk dan nou skielik net 'n ou kopkussing. Het sy te veel gevreet, oupa? Swenley, ag nee jong. Sy's doodreg, sy's dragtig, dis maar. Gaan sy lammetjie kry? Ag, ou Swendy. En ek het my verbeel dat niks verander het nie. Ek dacht jy hou van kaasbrood. Het jy iets onthou? Dat nou net iemand hierdie venster geloer. Die venster? Ag, wat jy jou seker maar verbeel. Daar's niemand nie. Daar was nou net weer iemand. Wie's daar buite? Hoekom dwaal jy hier rond in die middel van die nag? Pieter, kan jy dan nie klop nie? Natuurlijk. Is net dat Dat wat? iets belangriks. Die ek het hierdie vir jou gebring. Vir my? Ek hoop jy hou daarvan, is jou gunsteling neute. Ag, is gaaf van jou, Pieter. Ek dink ook so. Oei, dink jy so? Nou toe bokke generaal. Kom hulle. Ek moet tog nie so aansit nie, man, kom in. Jy het tog vroeër altyd saam met ons geëet. Ek het ja, maar dit was voor jy weg was. Was jy van toe af nooit vir hier nie? Sonder jou het ek nooit verder as die deur gekom nie. Dit was alles skielik heeltemal anders as vroeër. Ek het mos nie geweet of jou oupa my nog, jy weet mos. Kom hier julle twee, kom sit.
Ek verstaan glad nie wat jy probeer sê nie, Pieter. Later. Ek kan nie nou so goed praat nie. Is dit oor Nadat jy weg is, het hy nie meer 'n woord met my gepraat nie. As ek die boeke gebring het, het hy net altyd kwaad na my gekyk. oupa? Ja, ek ek het dit seker maar verdien. Hoekom kom sit julle twee nie by my nie? Vroeger kon julle die wêreld opeet. En jy, Peter, as ek reg onthou, is jy mos altyd honger. Wat is dit dan? Ek kan nie meer doen as vra nie. Hy het heeltemal anders gevoel. Hy's altyd so, hy het glad nie anders geword nie. Jy's net 'n ou bangbroek. Kan wees. Ja, miskien. Dink jy is dan nou so vriendelik bly met my? Maar net as jy nou daar gaan sit. Gaan jy eers daar? Die fluitjie. Waar sit? Ag nou ja. Hier Pieter, ek het dit vir jou saamgebring. Nee, jy kan dit mos nie vat nie. Hoekom nie? Eintlik wou ek vir jou 'n fluitjie gee, maar ek moes Hy dit die iewers los verloor. nee, wag. Dit kan jy mos neem. Ja. Asseblief vat dit vir jou toe. Jy hoef dit mos nie te doen nie, Heidi. Ai, dankie. Gaan julle twee nou kom of nie? Ek is ook nog hier. Of wil julle twee dan vergeet dat ek hier sit en wag? Ek wil nog net iets sê. Ek kom jou môre haal hoor. Pieter, Nou, toe nou, jy wil loop sonder om te eet. Is jy dan siek of wat, my keer? Nee, maar vroeër het jy altyd gebly. ek het my ouma beloof laat ek dadelik weer huis toe sal kom. O ja? Ook as daar kaas is en vars brood en gedroogde vleis? Vleis? Nee, baie dankie. Dit lyk baie lekker, maar ek sal nogtans moet huis toe Hoekom gaan. vat jy nie saam nie? Sit dit in die mandjie. Ek kan mos nie. Hoekom nie? Kyk, daar het 'n ster verskiet. Nou kan ek iets wens. Wat het jy gewens? Sal jy sê nie? Dit verstaan ek. Gaan jy nou regtig hier bly, hè? Ja, vir die res van my lewe. Sê groete vir ouma. Goed, ek Tot sal. sins Pieter. Tot môre. Kom haal my. Natuurlijk. Ja. Ja. Hoera! Oupa, Jy moet nou slaap. ek is nog nie moeg nie. Is oupa ook so bly? Ja, baie bly, my kind. Die volgende oggend, net na sonop, het Heidi die eerste keer in 'n baie lang tyd saam met Pieter en die bokke veld toe gegaan. Heidi het kort van blydskap geskree. Dit was asof sy alles nog nooit gesien het nie. Die berge, die wolke, die dale.
Heidi het glad nie geweet hoekom sy so gelukkig is nie. Ure lank het sy saam met Pieter in die veld gelê en die sonstrale geniet. Vir Heidi het 'n droom waar geword. Sy het sommer die eerste dag hierbo in die berg hulle arend gesien. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer.